Ja, ons gesels nou juis oor Alpha en hoor waaruit die program bestaan. Aan die woord, Albert Loubser. Ek dink ons het 'n baie mooi program op die ou end bymekaar gekry en die doel is nie om 'n klomp lesings aan te bied wat boere kom bywoon en dan sit hulle 'n hele dag en luister na mense nie. Dit is ons probeer 'n totale ervaring skep waarin wanneer mense die geleentheid bywoon, hulle sommer 'n klomp goed gelyk kan kom doen. Hulle kan kursusse doen, hulle kan leer kaas maak byvoorbeeld, hulle kan leer hoe om 'n karkas uitmekaar te haal, hoe om wildvleis te verwerk, hoe om met hoendervleis te werk te gaan. Hulle kan konferensies bywoon, hulle kan werkswinkels bywoon. Hulle kan praatjies bywoon wat gaan oor interessante onderwerpe, dan kan hulle die expo bywoon en die stalletjies sien, en by baie van die stalletjies is daar demonstrasies. So die gedagte is dat as 'n boer daai 2-3 dae daar gaan spandeer het en weggaan, dat hy 'n ervaring gaan hê wat hom baie dae sou gevat het, by baie verskillende geleenthede om die totale ervaring te kry. Goed Albert, kom ons praat so 'n bietjie oor die seminare. Ek sien dit is daarom nie net 'n rondloop en 'n skou nie. Nee, alles behalwe. Ek gaan so vinnig net 'n paar van die hoogtepunte noem. Daar's elke dag 'n oggendsessie en dan 'n middagsessie, maar 2 aparte onderwerpe. So dit gaan dit baie maklik maak vir boere om 'n verskeidenheid van geleenthede by te woon en nog steeds tyd te hê om by die praatjies en die demonstrasies uit te kom. Wat die konferensie bepaal, is daar dink ek 'n baie interessante lesing, konferensie oor voeding vir die toekoms. Voeding het so dramaties verander in die laaste tyd en Baanlab is die borg daarvan en verskaf ook die sprekers. Dan is daar 'n reproduksiewerkswinkel wat saam met In Vitro Africa en IMV gedoen word, wat nou weer aan die tegnologie kant oor reproduksie kyk, hoe lyk die toekoms. Daar's 'n vee-ekonomie werkswinkel wat deur Koffsies aangebied word. Daar's 'n kouvoerkonferensie wat Monsanto die hoofborg van is. En dan 'n groot hoogtepunt is dit ons Farmbus Trends konferensie. Dis navorsing wat ons saam met MSSA gedoen het, dis nou Plus Publishing saam met MSSA, en hierdie navorsing gaan baie interessante feite na vore bring, as ook watter handelsmerke in landbou die leidende handelsmerke is. Dan kyk ons na wildregistrasie, Dr. Paula Bout, en dan is dit ook die Boerboel jaarvergadering wat in dieselfde tyd gehou word. Daar's 'n teelwaarde kursus deur Stamboek elke dag van die week, en dit is verskillende hoe die katalogus interpreteer, SA Dairy Bulls en ons ook Logix Melk, elke dag 'n ander stamboekkursus wat ek dink baie goeie inligting vir teelers gaan gee. Die Fatstock Judging beoordelingskursus word aangebied deur die Slagos Beoordelaarsvereniging. Taltek en Voermol gaan die borge daarvan wees, en Jan de Jong en Malcolm Moody die sprekers. Dan het ons 'n jong afslaerswerkswinkel. Die nasionale kompetisie was nou gewees by NAMPO, en hierdie wenners gaan dan in 'n slypskool deelneem. Daar's 'n vroeë siektewaarneming van Dr. Dani Odendaal, en dan 'n interessante praatjie van oor die vrou op die plaas, wat die rol van in terme van gemeenskapsontwikkeling. En dan dink ek iets wat ek nie dink al gebeur het nie, gaan die moderatuur van die NG Kerk in die Vrystaat 'n werkswinkel aanbied oor die rol van die kerk in landbou. En dis eintlik 'n skrikwekkende syfers wat genoem word, want die pastorale sorg van die NG Kerk is hierdie jaar oorval in die tyd van die droogte en die uitdagings wat by landbou is. Want as mens nou mooi daarna kyk in die landelike omgewing, is die dominee die enigste persoon wat eintlik kan help, en dit is 'n geweldige lading wat dan op die kerk geplaas word, en daar die gedagte is om te sê, is daar nie miskien 'n meer formele rol of verhouding dan tussen landbou en die kerk nie. Dan word daar ook bietjie gekyk na veeboere wat in wildboerdery wil gaan, en dan iets wat ek persoonlik baie opgewonde oor is, ons het 'n veeplaas stoetvee projek met 'n klompie van die genootskappe wat ons dan diere by skole plaas. Daar's op hierdie stadium nou al 6 veeplaas stoeterye oral oor die land, en ons bring al hierdie jong teelers bymekaar om 'n jong teelers konferensie te hou, en dan 'n bietjie meer interaksie te hê ook met die
presidente van die verskillende genootskappe. Nou dit is nou alles goed wat in die dag gebeur. Daar's onder andere ook 'n kaaskursus wat die NPO vir ons doen, 'n vleisverwerkingskursus van die RPO, 'n wildsvleisverwerking van WRSA, dan's ook 'n plaasbestuurderskursus wat die Instituut vir Suiweltegnologie aanbied en ook 'n plaaswerkerskursus dan met demonstrasies onder andere goed so strekkeronderhoud en sulke goed. En dan die Arena program het 'n paar baie interessante goed, onder andere gaan Toyota 4x4 gevorderde bestuursinstrukteurs 'n bietjie vir die ouens vertel hoe hulle met hulle bakkies op die plaas moet kere gaan. En dan wat waarskynlik die hoogtepunt van die hele week gaan wees, is die nasionale interras kampioenskappe. Beier het dieregesondheid het hierdie jaar aan boord gekom as die hoofborg daarvan, en ons sien nogal daarna uit om al die verskillende kampioene van die verskillende skoue, dis nou Bloemfontein, Vryburg, Lichtenburg, Ellisras, die Royal Skou, al die kampioene wat by die verskillende skoue aangewys is, Moreesburg, daar 7 sulke skoue, word dan genooi om hier by mekaar te kom, so dit is regtig 'n kompetisie tussen om die kampioen van kampioene te bepaal. Jy kan nie inskryf vir hierdie kompetisie nie, jy kan bloot kwalifiseer as jy 'n interras titel gewen het by een van die skoue, en na afloop hiervan gaan ons dan donderdag aand op die Alpha Dene die groot kampioen interras vleisbees bulkroon, die groot kampioen junior interras vleisbees bul, en dan dieselfde met die koeie, 'n senior kampioen en 'n junior kampioen, en dan die bul van die skou en die koei van die skou. U daar gehoor van Albert Loubser.